Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie woensdagoggend. Ja, het het laasnag baie by ons gereën. So ons is baie dankbaar daarvoor. Ons gaan voort met Johannes 4 vanaf vers 43. Na die 2 dae het Jesus daarvandaan na Galilea vertrek. Hy het immers self getuig dat 'n profeet nie in sy eie vaderland eer ontvang nie. Toe hy in Galilea aankom, het die Galileërs hom ontvang, omdat hulle alles gesien het wat hy gedurende die feesviering in Jerusalem gedoen het. Hulle het immers self ook die fees bygewoon. Hy het toe weer vertrek na Kana in Galilea, waar hy die water wyn gemaak het. In Kapernaum was daar 'n sekere koninklike amptenaar wie se seun siek was. Toe hy hoor dat Jesus van Judea af na Galilea gekom het, het hy na hom gegaan en gesmeek dat hy moet afkom en sy seun gesond maak, want hy het op sterwe gelê. Jesus het toe vir hom gesê: "As julle nie tekens en wonders sien nie, sal julle nooit glo nie." Die koninklike amptenaar sê vir hom: "Meneer, kom tog, voordat my seentjie sterf." Jesus sê vir hom: "Gaan, jou seun leef." Die man het Jesus se woorde geglo en gegaan, en terwyl hy nog op pad was, het sy dienaars hom tegemoet gekom en vertel dat sy kind leef. Hy het toe by hulle navraag gedoen oor wanneer hy begin beter word het. Hulle sê toe vir hom: "Gister, teen die 7de uur, het die koors hom verlaat." Die vader het toe besef dat dit op daardie uur was, waarop Jesus vir hom gesê het: "Jou seun leef." En hy en sy hele huishouding het tot geloof gekom. Dit was die tweede teken wat Jesus gedoen het na sy vertrek van Judea na Galilea. Geliefdes, in hierdie gedeelte kom ons agter dat al klaar spanning beweeg, net dat Jesus sê dat 'n profeet nie in sy eie plek geëer word nie. So ons kom agter, daar's al klaar spanning teen Jesus, en daai lyn word in Johannes nogal sterk uitgebou. Dan Jesus se amper moedelose antwoord, en ons stel op in Johannes baie sterk negativiteit daarop, dat mense wat glo net omdat hulle tekens en wonders sien. En hier word klem gelê dat hierdie pa Jesus se woorde geglo het. Hier staan die man het Jesus se woorde geglo en gegaan. Baie sterk bevestiging in Johannes dat mense op grond van die woorde wat Jesus sê, moet glo. En vandag bly dit natuurlik waar, dat ek en jy glo op grond van die woorde van Jesus, en dat ons daaraan vashou. Mag ek en jy dit vandag doen. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir die teks. En ja, Here, ons wil glo op grond van die woorde. Ons wil u woord bestudeer. Ons wil elke woord inneem wat van u afkom. Help ons daartoe. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.